weet sommer wie's wie al in hierdie kerk. Ken hulle streke. Almal baie welkom. Ons is sommer verbaas vir almal wat hier is. Dankie Charles dat jy gekom het. Ons sit net nog heel voor. Toe maar vergeel. Ons het hier gaste, ek het jou daar op Facebook gesien. Dus ek was nou nie seker of ek jou moet add nie. Want ek weet toe nie met wie is jy family nie, maar nou gaan ek jou nie add nie, want jy sit in die verkeerde ry. En Christine se familie van Namibië is hierso. Is dit nie jou familie? Niks. Nee, hulle gaan meer, hulle is eintlik boodskappers. Om weer net te kom kyk hoe gaan dit met haar en dan so. Ek is so bang vir jou skoonma. Jy is bitter bang vir jou skoonma. En dan het ons nou waar kry Samantha weg? Wat is jy nou vanmôre agter die pilare? Jy sit altyd hier om. Samantha verjaar vandag. Kan jy dit? Kan ons staan en vir haar 'n lekker liedjie sang? Kom staan nie voor Samantha. Wat is jou maniere nou weer vanmôre? Jy moet hierdie baken of Babylon. Kry ons daai Babylon maniere uit. Verstaan my hier my Samantha. Is dit Babylon of baken? Van jou man bly. Sien hom terug op Babylon bestraf môre. Kom ons staan en ons sing vir haar. Samantha is vandag 27. 28. Dus 11 Amen. Liefie sing aan. Veel geluk, lieve Santa, omdat jy verjaar. Mag die Here jou seën en nog baie jare spaar. Hoera! Jy moet jy nie verjaar of jy moet nie iets snaaks gedoen het, wat jy uitgaan nie. Ons het Sondagoggend sal ons weer nagmaal hê 10:00 en dan begin ons Pinksterreeks begin ook Sondag aand 6:00 begin ons Pinksterreeks en wat ook elke aand en ons vertrou die Here se seën daarop. Ook Annelie, julle ook daar, ons vertrou die Here se seën en vir deurbrake ook aan julle gemeente. Ons dorp het dit nodig, werklik. Ons het dit nodig. So vertrou die Here en daarom om ideaal ook. Oral waar dit gehou word, ons vertrou die Here vir groot dinge. Amen. Werklik. En dis nou uit my hart dat ons dorp sal verander. Mense sal opkyk na Port Nolle. Nie om te kom vakansie hou nie, hulle wil kom genesing kry. Amen. Regtig waar, hulle sal kom genesing soek. Ek spreek dit. Halleluja. Is daar enige iets anders behalwe Wiekie wat nou ook weer iets te sê wil hê vanmôre? Is daar iemand wat vir ons ja, daar is iemand wat vir ons sal open asseblief tieners, jy's met dan pragtig lank genoeg. Lank langs in die kerk gewees. Ons sluit ons oop. Ons Vader in die hemel, dankie Heer vir 'n wonderlike voorreg vanmôre om weer in die huis te kom by mekaar kom. Dankie Here vir die woord wat sal uitgaan. Here, dankie vir die teenwoordigheid, want U sê in die woord, daar waar 2 en 3 in my naam vergader, daar is U in ons midde. Dankie Heilige Gees dat U hier is vanmôre. Beweeg van sitplek tot sitplek vanmôre. Raak elke persoon aan. Elke persoon wat 'n probleem het. Want U sê ook in die woord, lang voordat jy 'n probleem het, weet God daarvan. Dankie Here vir die voorreg wat ons het om U naam te kan groot maak. Here, dankie dat U pastoor aan ons toevertrou het, Here. Dankie dat U sy liggaam sal salf vanmôre.
Dat die woord wat hy sal spreek, sê, so spreek die Here. Dankie Here vir die woord wat ons vanmôre gaan hoor. Wil jy ons geopende ore en ontvanklike harte gee. Here, volg ons, daar waar ons sal beweeg, Here. Tel ons op, Here. Rig ons op, sodat ons kan opkyk na U. Want alles gaan vanmôre oor U. Dankie Here, om U naam se wil. Amen. Amen. Ons moet nooit vergeet, weet ek sê dit terwyl tieners er sommer so bid kom hy skryf wat die Here sê, 'n geknakte riet sal hy nooit afbreek en 'n dowwe lamp wat ons nooit uitdop. Amen. So, ja, ons God is daarom maar goed vir ons. Werklik so goed vir ons. Wikkels, jy kan maar vorentoe kom. Wie het iets op die hart? En mense, net so Sondag of wanneer ons ook met ons Pinksterreeks voor die diens, kom hier agter word die vure val. Die vure val, ons bid lekker saam. So, en dis nie net vir die voorsanger, dis vir almal. Kom bid lekker saam, dan sit jy sommer hier met 'n vuur. En dalk is daai eendag wat jy vir my gaan sê, kom sit, ek gaan vandag preek. En dan sal ek vir jou kans gee. Amen. Daar sê. Amen. Môre bietjie. Ek gaan nie baie sê vanoggend nie, maar die Here afgelope 2 weke werk eintlik langer, al 5 jaar. Ek het vanoggend 'n bietjie getuig in die worship gebed. Ek kom met 'n agtergrond van drug addiction, misdaad, so ding wat gesteel kon word, het ek hom gesteel. As hy weggedra kon word, het ek hom weggedra of weggery. Die Here wys my dat niks van die dinge wat ek deurgemaak het enige betekenis. Ek kan iets doen met dit nie. En dit lê verskriklik na in my hart en die Here emosioneel raak ek. Amen. Maar dat ek nie kan stil bly oor dit nie. Want daar is mense in ons kerk, mense daar buite wat luister miskien. Wat nodig het om te hoor van die van ons wat nie 'n holier than thou existence geleef het nie. Ek wou nie luister na pastore nie, ek is iemand wat weggehardloop het vir die kerk, ek het weggehardloop vir die Here, alhoewel ek geweet het daar's 'n roeping op my lewe. Amen. Want ek het gevoel ek is nie goed genoeg nie. So hoe meer ek gerook het, hoe stiller het die stem geraak. Hoe meer ek gedoen het, hoe meer dinge ek gejaag het, hoe minder het ek die Here gehoor en that's what I chased. Maar eventually het my lewe op so 'n ramp afgespoel dat ek myself in Houtbaai in 'n kledingarea gevind het. Dit bly al 'n tyd daar wat ek vir die Here op 'n hoek gesê het, ek kan nie meer nie, Here, dit was 'n lockdown. En ek het gevra, Here, haal my net hier uit. Ek weet nie meer wie ek is, as ek in die spieël kyk. 2 weke later, 2 weke, is daar 'n vroutjie by wie ek gaan klop vir kos, gaan bedel by haar huis vir kos. Die eerste keer wat ek dit doen, en sy sê vir my, ek het 'n program, wil jy nie aansluit nie. En van daar af het die Here net met my gewerk en gewerk en gewerk en gewerk. Die dinge wat gebreek is oor my lewe hier die afgelope 5 jaar. Homosexuality. Die dwelms is net 'n simptoom van dit. Dit is al die ander goed wat gepaard gaan, omdat ek nie geweet het wie ek is nie, en ek het nie geweet waar ek op pad is nie. Maar wat doen ons? Ons raak rebels. Ons beklei teen dit. Ons wil nie gaan kniel en sê, jammer, ek het verkeerd gedoen nie. En ek staan vanmôre hier om die mense wat in die banke sit, en die mense wat luister, wat nie die vrymoedigheid het, soos ek, want ek sit keer op keer in daai stoel, en dan dink ek, joh, ek wil iets sê, joh, ek wil iets sê, die Here sê, staan op, sê iets, maar die vrees hou my vas. En dit is waar die duiwel wen, dis waar die vyand oorwin. Ons is nie bereid om ons monde oop te maak, of swak te lyk, of soos 'n, ek wil nie 'n lelike woord gebruik nie, maar be embarrassed voor ander mense nie. Want ek is 'n clown. Ek het nou die dag vir iemand gesê, ek is 'n clown. Ek like dit om mense te laat lag en myself vir 'n alie te vat en ek geniet dit verskriklik. Maar wanneer dit kom by die dinge van die Here, dan raak ek stil voor mense. En ek staan hier want ek wil dit breek. Ek wil nie dat die vyand die oorhand het oor my getuienis. Amen. Dankie Here. Halleluja. Wonderlik.
Amen. Dis die dag. Skiet voor. Dit is Bram. Nou is môre julle almal. Ek wil net gou 'n ding deel met julle wat gebeur het so tot 'n week terug daar Baken met ons. Ek kyk 'n stuk van 'n ou wat preek en dit kom oor ons is môre by Hemelvaart, maar dit kom oor die kruisiging van Jesus. En hy sê, hy vertel die storie, hy sê in die hemel ontmoet hulle 'n ou en die ou vra vir hom, waar kom jy vandaan? En hy gee sy uitleg, waar kom hy vandaan? Hy vra vir hom, hoe kom jy in die hemel? Want die uitleg wat jy vir my gee, kan jy nie in die hemel kom nie. Jy is nie groot gedoop nie. Jy het nie tot bekering gekom. Hoe kom jy hier? Want dit wat die woord sê, jy moet deur al daai stappe gaan om in die hemel te kom. En hy kom agter, dis die persoon, die rower wat aan die regterkant van Jesus gehang het met die kruisiging. Die linkerkantste rower het gesê, U is God, haal ons hier af. Die regterkantste persoon het gesê, jy kan dit nie sê nie, ons verdien om hier te wees. Dit is die eerste punt. Daar het hy bely dat hy 'n fout gemaak het. Dit kom by my op, die regte plek of die regte tyd. Was hy op die regte plek en die regte tyd? Tweedens, moet jy 'n fout maak, moet jy oortree om op die regte plek en die regte tyd te wees. En hy is in die hemel. En ek worstel vir 2 weke met dit. En die Here gee dit vir my. Kom in my teenwoordigheid. En jy kom in die hemel. Ongeag of jy gedoop is, of jy wedergebore is, bely jou sondes, kom in my teenwoordigheid. En jy stap in die hemel in. Ons is môre met Hemelvaart. Vra asseblief, kom in die teenwoordigheid van Jesus en kom in die hemel. Amen. Amen. Prys die Here. Ons het môre 'n paar mooi kragtige getuienisse. Dis so waar, wat probeer ons die afgelope tyd? Ek wil amper sê afgelope jaar wat ons praat van kom in sy teenwoordigheid. Kom in die allerheiligste. Dis waar dinge gebeur. Daar in die teenwoordigheid van die Here. Amen. Kom ons kom vorentoe, voorsangers en ons sing lekker uit ons harte uit. En ons loof en prys die Here vanmôre. Ons staan hier. Groet die persoon langs en regs van jou, agter jou. En welkom môre. Die teenwoordigheid van Jesus. Kom hier. Wonderbaar,
van die land. Here sy die naam, Here sy die naam, hy het sy bloed gestort vir my. Hy sal my met krag bestraal, sodat ek nooit sal verdwaal. Daar is krag in Jesus bloed. Daar is oorwinning, wonderbaar oorwinning in die dierbare bloed van die Lam. Daar is oorwinning, wonderbaar oorwinning in die dierbare bloed van die Lam. Here sy die naam, Here sy die naam, hy het sy bloed gestort vir my. Hy sal my met krag bestraal, sodat ek nooit sal verdwaal. Daar is krag in Jesus bloed. Daar is verlossing, wonderbaar verlossing in die dierbare bloed van die Lam. Daar is verlossing, wonderbaar verlossing in die dierbare bloed van die Lam. Here sy die naam, Here sy die naam, hy het sy bloed gestort vir my. Hy sal my met krag bestraal, sodat ek nooit sal verdwaal. Daar is krag in Jesus bloed. Halleluja. Glory to God. Amen. Praise God. Hallelujah. Christ of Calvary, you mean so much to me. You always on my mind. You please so very kind. Calvary, oh Calvary. Thank God for Calvary. Rise of Calvary, you mean so much to me. You're always on my mind. You've been so very kind. Calvary, oh Calvary. Thank God for Calvary. Praise God. Halleluja. Dank U, Here. Christ is the answer to all our longings. Christ is the answer to all our needs. Savior baptizer, the great physician, oh hallelujah, He's all we need. Halleluja. Christ is the answer to all our longings. Christ is the answer to all our needs. Savior baptizer, the great physician, oh hallelujah, He's all we need. Christ is the answer
waar as ons sê, U is al wat ons nodig het. Halleluja. Vader, as dit nie vir U is nie, en as dit nie vir U Gees is nie, wat rondbeweeg vanoggend in hierdie kerk nie. So U is so welkom, die Heilige Gees. Kom in ons hart in, kom bedien ons vanoggend. Here, ons wil onveranderd hier uitloop. En die verder wat ons gaan sing, Here, ons sing dit tot eer en verheerliking van U naam. Want U is God en U is die enigste God. Ons loof U daarvoor in Jesus naam. Hy is hoog en verheerlik en sy soort vol die tempel. Hy is hoog en verheerlik en sy soort vol die tempel. Die sera's roep heilig, die sera's roep heilig, die sera's
kings of the earth will praise them in the light of His glory and praise. Amen. 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 Ek net hier op die plekke kom. Maar met te veel plekke. Ek wil vanmôre vir ons sommer daar uit Handelinge 3 het ek net so een teksie wat ek met ons graag wil deel en dan sal ek later vir Johannes 14 want alles gaan vanmôre eintlik oor Johannes 14. Prys die Here. Handelinge 3 vers 19 wat die Here vir ons so baie mooi deel. Hy sê vir ons hierso: kom dan tot inkeer en bekeer julle, sodat julle sondes uitgewis kan word en tye van verkwikking van die aangesig van die Here mag kom. Jo, is dit dan nie 'n mooi teks? Handelinge 3 vers 19. Is dit nie kosbaar nie? Sodat die tyd van verkwikking kan kom. Jou man. As dit nie gebeur is daar nie verkwikking in jou lewe nie. Ons is nie by die Here uitkom soos wat tieners vanmôre gesê het, as ons nie daar in daai allerheiligste instap. Jy sien dis wat gebeur het daar aan die kruis. Sonder dat die rower besef het hang hier langs Jesus, hy hang in die teenwoordigheid van die ene wat lewens verander. As ons almal maar daar kan op hang, daar langs Jesus en sê, Here, ek kom hang hier want ek verdien om hier te hang. Dis my skuld dat u vanmôre daar gehang het of daai dag daar gehang het. En elke dag dan sorg ons nog as ons so met ons eie dinge besig is, dan wil ons hom weer probeer vasspyker. Ons probeer hom weer daar laat hang. Maar in plaas van dat ons sê dankie Here dat ek in u teenwoordigheid kan ingekom het en my lewe is verander. Amen. Man, dis die goed wat my opgewonde maak, is as 'n mens se lewe verander word. Ja man, daar's niks beter in die lewe nie. Dit maak nie saak hoeveel miljoene jy het en of hoe pragtig jy is en hoe voorbeeldig jy is, man. Dit gaan vanmôre oor jou lewe wat verander moet word. As jou lewe nie verander is, jy nie vanmôre die heerlikheid van God beleef en ervaar nie, man, dan is daar 'n probleem. Dan is daar 'n baie groot probleem. Kom op die plek dat jy gekruisig word saam met Jesus. Dat daai sonde in jou, daai valse en slegte lewe, kruisig dit, man. Maak klaar met hierdie gemors. Want dis waarvoor Jesus vir ons aan die kruis hang. Dis waarvoor hy daar hang en dis hoekom hy opgestaan het, mense. En dis hoekom ons vanmôre dankbaar is. Dis vir hierdie dag wat hy opgevaar het. En ja, wie daar's groot geleenthede in ons lewe wat. As ons praat van die woord, ons praat van daai geboorte, van die boek geboorte. Baie mense sê mos van die grootste en die eerste wonderwerk wat gebeur het, is daar waar Jesus water en wyn. Nee, dis nie die eerste wonderwerk nie, dis nie waar nie. Die eerste wonderwerk was die maagdelike geboorte gewees. Dit was die grootste wonderwerk wat gebeur het. Die res is goedjies wat gebeur het. En dit was die grootste wonderwerk wat begin het en geëindig. Nee, dis ook nie die einde nie. Die wonderwerke is nog nie klaar nie. Dit sal ook nooit klaar wees. Die grootste wonderwerk gaan gebeur wanneer hy terugkom. Halleluja. Is jy ook bly, dis die grootste wonderwerk as hy sy bruid kom haal. Want jy sien ons twyfel 'n bietjie aan hierdie storie want die woord sê ons, hy waarsku ons dat mense sal sê, later sê, ag wat jong, hoe lank moet ons nou nog wag? Wanneer sal dit nou gebeur? Dit begin ons nou 'n storieetjie raak. Nee, wat dit raak later vergete. Dis iets wat in die Bybel. Ek kyk so nou die dag het hulle so 'n praatjie daar wat hulle met die Europeërs gesels.
en hoe bitter min mense werklik nog glo in Jesus Christus. Ja, die Amerikaners is daarom nog so bietjie kastig maniere, maar ook hulle maniere van vreeslike vol sale, maar ek sien nie regtig Jesus nie. Ek sien nie die klomp voorsangers wat hulle self verheerlik, en ek sien nie die pastore wat hulle self verheerlik. Ek sien nie werklik waar Jesus verheerlik word. Is maar 'n tragiese storie. Maar nou ja, kom ons kom vanmôre by die groot oomblik. Jy sien ons kan nie van 'n kommunistiese land verwag dat die dinge van God moet gebeur nie. Verstaan jy, ek sê dit weer eens, en ek het ook nie bang om dit te sê, die oomblik as kommuniste aan bewind kom van 'n land, dan probeer hulle die dinge van God wegvat. En dit kan 'n swart of 'n wit kommunis wees, of 'n bruin kommunis, ek gee nie om wat 'n kommunis is. 'n Kommunis is 'n satanis. 'n Kommunis is 'n satanis. En want 'n kommunis luister na Satan. En dis die een wat sy lewe, want jy sien die een wat ons dien hier op aarde, dis daardie God gaan jou lewe kom vat. Die dag as jy hierdie klaar maak, dis die een wat jou kom opwys. So ons moet so versigtig wees dat ons, wat sê Romeine 12, moenie gelykvormig word aan hierdie wêreld nie. Amen. En moenie jou mond hou teen sonde nie. Verstaan jy, so ons moet praat teen hierdie dinge. Ek dank die Here vir Namibië wat nog hemelvaart het, maar in Suid-Afrika het kommunisme en satanisme dit oorgevat, want dis uit die kerke, die Bybel is uit die kerk, het godsdienst is uit die huise uit, en God moet probeer, jy sien, die satanis kan nie, jy sien, hy is 'n manier om alles na te maak. Hy het die heilige doop het hy 'n bespotting van gemaak. Hy het die heilige nagmaal het hy 'n bespotting van gemaak. Maar jy sien, hy kan nie opvaar, hy kan nie van God 'n bespotting maak. Hy kan nie opvaar nie, want sy tyd is verby. Hy is nie meer welkom in die hemel nie. Prys die Here. Hy is nie meer welkom daar, so hy kan nie daar ingaan nie. So wat probeer hy? Hy probeer daai naam hemelvaart uit die boeke uitskraap. Ja, halleluja. Prys die Here vir ons wat vanmôre hier staan. En so ons sal praat soos die Here. En moenie hierdie geleenthede soos hemelvaart sommer net van selfspreekend. Ag, toe maar ons hou dit by dit. Nee, as die geleentheid. Moenie dat die vyand kom beroof wat vir God belangrik is. Ja? Prys die Here, man. Weet, dis vir my altyd so, ek sit en dink so in ons ou lewetjie. As ek so terugdink, hoe word ons gebore in hierdie ou wêreld en jy word gepamper lang hier met 'n bottel en jou doekies word omgeruil en hier iewers op 'n dag dan begin die kind, liefie is hier 'n mic wat sy kan hoor. Ja. Sit net hier 'n mic, en anders is dit mos nou nie. Verstaan jy, so die kind word nou gebore en hy kom hier in die lewe of sy in die lewe en hier van 3-4 jaar af dan begin daar mos nou of seker 'n bietjie jonger ook begin die ou kleintjie mos nou die persoon erken. Verstaan jy, anders te loer hulle jy mos net so verwilderd, want genade party 'n ma's en pa's lyk seker nie so mooi soos wat hulle gehoop het toe hulle ingekom het, maar halleluja, hy's hier, hy het nou nie 'n keuse nie. Verstaan jy, so, maar hier op 'n dag dan begin die ou kleintjie begin identifiseer, hierdie is mamma of hierdie is pappa en so word hy gepamper lang en liefde gegee en net as hierdie kind gewoond begin raak aan mamma en pappa, dan moet hierdie arme ou kleintjie nou hoor jy, dis nou tyd vir kleuterskool. Yes, nou weer 'n watter aanpassing. Jy sien mos hoe skrou hulle daai eerste paar keer, skrou hulle hier af kleuterskool toe in. En nou sal maar hulle raak ook weer gewoond aan kleuterskool. Verstaan jy, want dis nou 'n nuwe fase en dis 'n nuwe maatjies in. Jene juffrou is weer die hero in. En niemand vertel hulle niks nie. Verstaan jy, dat is weer net gewoond. Dan hoor hulle nee, jy moet nou grootskool. Ag Vader, die arme kind weet nie meer. Hy het nou net uit die huis kleuterskool. Nou is hy weer net aan die kleuterskool. Nou gaan hy grootskool toe. Dis nou laerskool. En dan is dit weer net maatjies en al wat en weer juffrou en meneer en pragtig. En die volgende oomblik dan hoor hy nou gaan jy regtig na die grootste skool toe. Verstaan jy, nou maak die arme kind alweer nuwe maaters en ja, en so gaan baie van die ou vriende as ons daar matriek uitstap of wanneer jy ook al uitstap,
dan maak jy nou klaar. En klomp vriende. Verstaan jy, as ons mos nou groter raak, dan is daar mos nou besties. Verstaan jy, daai besties. En dis moeilik om van jou bestie ontslae te raak, verstaan jy, want 'n mens weet mos nou nie of jy weer jou bestie gaan sien nie. Verstaan wat jy, as jy weer partykeer hoor mense net, of ek sien op Facebook, hier is 'n ou oorlede, dan besef jy, joh man, iewers het ek saam met die in die klas gewees. Ja, en ouderdom is mos ook 'n ander vyand. Hy lyk jy maar sommer gou binne jare anderste as wat jy gelyk het. Ek sien mos daar in Windhoek, ek het 'n ou materman wat ons saam skool gegaan het. Ek klim nog al die dag bo rond, want hy sit hier met 2 stout kinders. Ek weet nie wat, hy is 'n jaar ouer as ek. Toe hoor ek maar, dis sy eie kinders, sulke chotsies. Ek sê, dis maar jy kats. Gaan wonder, hy lyk so dat ek jou nie herken nie. Hulle het jou klaar gemaak. Ja, jy sê klim, hy sê middag Willem, ek sê my magtig my vriend. Ja, verstaan jy, so ouderdom dat lyk 'n man. Verstaan jy, raak al vergeet, ons sê mos altyd ons sal, moenie hoor, ons sal mekaar altyd in die hart dra, ons sal mekaar nooit, dis nie waar man. Daar is ons ou gesegd, uit die oog, uit die hart. Verstaan jy, dit raak toch 'n partykeer. As jy nou jou bestie verloor hier op skool, of hulle gaan weg, of wat ook al, dan probeer jy nog so vir 'n paar maande, try jy nog, miskien so 'n jaar, en dan begin dit ook nie meer. Ag nee, hier is alweer 'n nuwe bestie ingekom. 'n Nuwe chommie, en daai is nou vergeet. Nee, want ek wil ook nou nie so ver loop aan mekaar WhatsApp stuur en nee. Ek het 'n nuwe een in die lewe. Ja, en partykeer is dit ook maar aan die hartseer kant van die lewe waar ons 'n geliefde verloor. Verstaan jy? En dan begin daar 'n leemte binne in ons hart ontstaan. Verstaan jy? Daai is 'n ander tipe bestie wat jy nou gaan verloor. Verstaan jy? Lewensmaat. En partykeer dan dink 'n mens, onwillekeurig dink jy daaraan. As ons so 'n vriend verloor het, nou nie met die dood nie, maar waar jy 'n vriend verloor het, of wat 'n vriend weggaan, en jy sit en dink, sal hy my daarom nog onthou? Verstaan jy? Dit is mos nou maar net so. Hoe gaan die persoon, gaan hy my nog onthou? Hoe gaan hy optree? Sal ek daarom nog in sy gedagtes wees? Verstaan jy, want dit is goeders wat 'n mens toch, maar jy sit en dink daaraan. Maar dis nie die groot ding eintlik nie. Die ander ding is wat ons eerder vir onsself moet vra, gaan ons nie dalk die persoon vergeet? Verstaan jy, dit is nie dat die een jou gaan vergeet nie, maar die tweede vraag is, gaan ek hom nie dalk vergeet? Ja? Verstaan jy, want ons het beste pelle gewees, en 'n vriend gewees, en wat ook al, ons het soveel stoutigheid dinge en goed aangevang, maar op einde van die dag, gaan ek nie dalk hierdie bestie van my vergeet? Ja? En dit gebeur, en dis waar die klimaks van vandag inkom, is dat die wêreld, die kerk van die Here, het vir Jesus vergeet. Is dit nie waar nie? Ja, daai tyd was dit iets besonders en iets wonderlik gewees, en die disippels het saam met die Here gewandel, en duisende mense het saam met hom gewandel, en groot dinge ervaar en gesien, maar op einde van die dag, met die tyd, met jare, het die kerk, die liggaam van die Here, het Jesus vergeet. Hy het ons nie vergeet nie. Moenie worry daaroor nie. 'n ander, jou vriend kan jou vergeet het. 'n Beste pel kan jou vergeet het, maar Jesus het jou nie vergeet. En dis hoekom die groot ding wat daar in die bovertrek, en ek wil vanmôre praat oor die 2 bovertrekke wat in ons lewe gebeur. En in hierdie kosbare oomblik van die bovertrek, praat die Here Jesus met sy disippels, en hy sê, ek moet gaan. Hey, man, weet hoe wonderlik, daar in Johannes 4, laat ek net daar by Johannes 14 uitkom, hy sê, hy sê, voorwaar ek sê vir julle, wie in my glo, die werke wat ek doen, sal hy ook doen, en hy sal groter werke doen, as dit, omdat ek na my Vader gaan, en wat julle ook al in my naam mag vra, sal ek vir julle doen. Maar dit gaan, ons het daarom, die liggaam van die Here is so onwys rondom sekere goed. As ek hierdie stukkie lees, ek het soveel keer al gehoor, dat pastore sê,
dat die werke wat Jesus daar sê, die werke wat ek gedoen het, julle sal groter doen. Dit het niks met wonderwerke te doen nie. Hoor mooi, jy is nie God nie. Ons het niks sonder Jesus Christus. Dit het niks met hierdie groot, ons sal groter wees. Kyk hoe gryp die Satan hierdie teksie en hy ruk hom uit verband uit. Julle sal groter dinge doen, sê die Here, as wat ek gedoen het. Hoor jy so wat sê hy? Dit het niks met jou krag en jou mag. Jy's niks nie. Ek en jy is niks nie. En pastore wil dit deurgee dat ek en jy eintlik groter gaan word as Jesus. Kyk hierdie leuen. En die vyand gryp dit. En hy promoveer dit en hy druk dit dat ek en jy groter gaan word as Jesus. Ek weet van baie voorspoedpredikers wat hierdie goed gebruik. Wie wat sê die Here Jesus vir ons daar? Die groter werke gaan doen as wat ek gedoen het. Hy praat van julle gaan die evangelie kan uitdra na die uithoeke van die aarde. Hy kon dit nie gedoen het nie, want hy was op aarde, hy het gekom vir die Joodse volk. Maar ek en u het die voorreg vanmôre om hierdie blye boodskap in die wêreld te kan invat. Dis die groter werke waarvan Jesus praat. Met die krag van die Heilige Gees gaan ons groter dinge doen, omdat ons gaan die evangelie uitvat na 'n wêreld wat soekend na God is. Dis die groter werk. Dit het niks te doen met jou krag en jou mag en wie jy is nie. Ons is zero sonder Jesus. Maar kom ons kom terug na die bovertrek. Weet, dis vir my 'n wonderlike, dis die tweede bovertrek. Die ander ene gaan ons nou net by uitkom. Dis waar die probleme ontstaan het, is by die eerste een. Die tweede een is kosbaar. Hier by hierdie tweede een kom die Here Jesus en dis net voordat hy opgaan hemel toe en hy kom sit hier met sy disippels. Jy sien hulle sit, Petrus sit met 'n ding in sy hart. Verstaan jy? Hy voel nog skuldig. Ek hoop so altyd ons voel nog skuldig partykeer oor ons doen en late, oor ons leefwyse. Petrus sit nog hier by die Here, hy sit met hierdie gedagte nog. En jy sien die Here Jesus ken sy lewe. Hy weet dat Petrus voel nog skuldig omdat hy Jesus verloon het. Voel ons nog 'n bietjie skuldig partykeer mense. En die vyand nou al ons gewete so onderdruk dat ons nie meer skuldig voel omdat ons nie God dien nie. Amen. Met hart en siel. Ek praat nie van lafhartigheid nie, man. 'n Lafhart het en geen, ek wonder of hy partykeer 'n gewete het. Want hulle onderdruk hulle gewete so dat daar niks meer uitkom. Daar's nie meer lewe nie, jy is mors dood binne in jouself. Maar 'n mens met 'n gewete, 'n mens met 'n verlange na die Here, jy sit met 'n gewete, jy het 'n honger en jy smag na die lewende water. Jy wil change, man. Jy sit skuldig voor die Here, soos wat ons vanmôre hier kan, in Wiekie en Tine se getuienis. En ons almal sit met 'n getuienis, man. Ons almal sit met 'n getuienis. Ons sit en ons moet vorentoe kom en ons moet kan kom sê, Here, ek voel skuldig, man. Ek verraai U elke dag. Ek leef nie soos wat U wil hê ek moet lewe nie. Daar's dinge in my lewe wat nie reg is. Ek voel skuldig vanmôre, Here. En ek staan vanmôre uit en ek tree vanmôre uit, want ek in hierdie bo vertrek wil ek my vernuwe. Ek wil staan op die belofte wat U sê, ek gaan hemel, ek gaan vir julle 'n plekkie. Ek wil nie daai plekkie mis nie, Here. Ek wil my kamer sien. Ek wil die strate van die goud sien. Ek wil in die teenwoordigheid van die Allerhoogste wil ek gaan rondbeweeg. Dis die dinge, dis die honger wat daar binnekant moet wees. Verstaan jy? Dis daardie Petrus soek die Here. Hy soek nie 'n gevrekte Petrus wat sy dinge regverdig nie, man. Hy soek nie 'n Petrus wat sê, ek mag maar, ek kan maar, dis my voorreg nie. Verstaan jy? Hy soek 'n Petrus wat gesterf het in homself en alles neergelê het in hierdie ou gebroke wêreld wat jou niks kan aanbied nie, man. Behalwe valse vrede, valse vreugde, valse blydskap, valse lekkerte, valse verblinding van jou oë, sodat jy nie die ewigheid van God kan insien nie, instap nie. Verstaan jy, want hy hou 'n sluier voor jou oë. Hy het gedurig gebly die wortel voor 'n donkie om vir jou weg te lok van die Here af. Verstaan jy? God het nie vir daardie Petrus se tyd nie, man. God het nie lus vir hy praat van jy moet warm wees, man.
Moenie sê jy's wedergebore en jy's so vrek soos 'n stuk ys nie. Jy moet lewe kry, jy moet warm raak vir die Here man. Dis daardie Petrus wat God sê. Verstaan jy, as jy kan vanmôre sê, Here, ek kom vanmôre en ek staan in U teenwoordigheid. Ek is daardie Petrus, ek voel skuldig. Daar's nog 'n bietjie gevoel binne in my man. Daar's nie 'n doodsheid nie. Verstaan jy, die riet is nie heel geknak nie. Verstaan jy, daai lamp het is nog nie uitgedof nie. Daar's nog lewe, Here. Ek weet nie hoe nie, maar ek voel skuldig oor my leefwyse. Ek voel skuldig oor dinge wat ek miskien sê of doen. Ek voel nog skuldig. Ek voel skuldig omdat ek U verraai het. Ek is nog nie oor hierdie storie nie. Ek is nog nie oor hierdie handkraaiery nie. Ek is nog nie oor hierdie ding dat ek voor 'n diensmeisie my meester verraai het. Ek is nie oor hierdie ding nie. Hier binnekant voel ek nog sleg, Here. Hier binnekant voel ek nog sleg. Verstaan, dis waarvoor die hemelvaart is. Hier binnekant is daar 'n roepe na U, help my, Here. Die skuldgevoelens, die mislukkings maak my dood vanmôre, Here. Dis hierdie goed is besig om my te laat struikel. Here, hierdie goeders is die dinge wat verhoed dat ek in U teenwoordigheid met vermoedigheid kan instap. Nee man, jy sien, dis wat in hierdie bovertrek, hierdie tweede bovertrek gebeur het. God het gesien, Petrus smag. Jy sien, daar's niks mos wat ons vir die Here kan wegsteek, is dit nie waar? Niks kan ons vir hom wegsteek nie. En hy weet hoe Petrus voel. Hy weet hoe elkeen van ons voel. En die Here kom vernuwe hierdie ou Petrus. Hy laat voel hom, hoorie, jou plekkie gaan voorberei word. Prys die Here. Daar in daardie bovertrek is daar 'n bemoediging. Verstaan jy? Want die Here Jesus sê dan in sy woord, gaan wag in die bovertrek. Dis daai boonste verdiepingkie van die huis. Gaan wag in die bovertrek. Mense, ons verstaan nie die krag van wag in die bovertrek nie. Hey, het jy al 'n renperd gekoop? Hey man, het jy 'n perd gesien wat wil hardloop en jy staan nou vas die bokker terug? Hierdie wat so in daai, wat jy ook al noem, verstaan jy nou, jokkie moet al daar lekker sit, want daai perd smaak of hy oor hierdie drade en klippe en goeders wil. Hy wil hardloop man. As jy daai hek op 'n verkeerde tyd oopmaak, dan sê hy jokkie onder hom uit, 'n boom uit. Verstaan jy? Hierdie perd is hastig man. Hy's opgecharge. Ja. Hierdie perd is opgecharge. Hier's 'n wedloop man. Hier's 'n ding wat moet gehardloop word. Is jy ook net nie man? Jy hoef nie regtig te hardloop, jou bene is te klaar. Maar jy kan jou hart hardloop man. Jou mond maar laat loop oop man. Laat loop oop. Verstaan jy? Maar op God se tyd. Ja. Op God se tyd. Verstaan jy? Ek weet ons almal as ons so met die Here uitkom, dan is ons haastig man. Ons wil vir almal vertel hoe sondags is hulle. Jo. Maar verstaan jy, as jy dis die hek al verkeerde tyd oopmaak, dan is daar 'n moeilikheid. Dan gaan almal moet hel toe gaan. En jy gaan almal sê julle is net op pad hel toe. Maar op God se tyd, as daai vlag daar sak, dis God se tyd dat hy vlag daar sak. Dan weet jy, as jy nou daar uitvlieg, wie die eerste een. As ek nou moet wegvlieg, Marie, jy moet lekker sit. Maar prys die Here, want op God se tyd, verstaan jy, op God se tyd, dan praat ons die regte dinge. Die regte dinge, ons breek nie af nie. Ons maak nie seer nie. Ons bring die waarheid met liefde. Die renperd is geleer hoe om hierdie wedloop te hardloop. En daar in hierdie bovertrek waar hulle sit, verstaan jy? Hulle is warm man, want hulle weet Jesus het gesê gaan wag vir my daar. En hulle is in afwagting mense. Is ons ook in afwagting man? Vir elke ding wat ons wil aanpak, moet ons in afwagting wees. Here, hoeveel siele op hierdie trip het? Here, wat gaan U in my lewe doen? Ek is in afwagting. Here, in my, hier's nou 'n storm wat voor lê. Hier's iets wat nou gebeur het, ek verstaan nie, maar ek is in afwagting. Ek gaan deur hierdie storm kom met hierdie renperd van my en ek gaan na die tyd gaan ek sien wat U my geleer het. Ek is in afwagting vir dit wat God vir my wil openbaar. Want jy sien ons hele lewe gaan oor die dag
as die bassein blaas. As die Here sê, jou kamer is nou reg. Jou naamplaatjie, hey, ek wil eintlik meneer Willem van Wyk, ek wil die pastoor nie. Daar moet staan meneer Willem van Wyk, en ek weet die Here, met alle respek gesê. Hy sê ons name sal ook verheerlik word. So, ek maak hier bespotting, ek sê, ons name gaan verheerlik word in sy teenwoordigheid, want dis die mense wat bereid was om deur hierdie lewe te gaan, ja, deur hierdie storms te gaan. Pastoor Barry Burger, ek is nou nie seker, hy is hier iewers hier af in die rivier, doen hy sendingwerk, ek weet daar's 'n video ook gemaak van hom, ek dink sy naam is Storm, sy perd se naam was Storm of so iets, ek is nie heel, dat ek nou lieg hier, maar eendag kom 'n ou by hom en daar staan 'n netjies 'n bakkie. Wat se bakkie weet as ek, laat ek ook nie lieg nie, maar dit sal 'n netjies 'n bakkie nie. Want God gee nou nie vir jou so skorre storie. Verstaan jy, dat jy nie moet sukkel van die een plek na die ander een. Verstaan jy, so die Here gee vir jou, prys die Here, maar ons mos sy kinders, net die beste, net die beste. As jy 'n skorre kry, is dit daar 'n rede, jou geduld. Verstaan jy, hierdie ou kom en hy sê vir 'n pastoor Barry, hy sê, hey pastor, jy is daarom gelukkig. Jy is daarom gelukkig om so. Pastoor Barry is 'n man met vele wysheid en hy sê vir hom, nee my broer, ek is nie gelukkig om so 'n bakkie te kry nie. Ek het met my lewe betaal. Amen. Ek het met my lewe betaal vir daai bakkie. Wat bedoel hy daarmee? Ek is deur moeilike omstandighede. Ek moes my ek gesterwe, die eie ek, voordat God my kan gebless het. En ek het daai ding het by my gebly vir jare wat ek so stap, hier deur Appington se geweldige hitte. Moenie met 'n velskoen uit nie. Hy brand jou voete. Vat maar plakkies, dis hoekom ek op plakkies is. Dis daai skok van die verlede. Verstaan jy, as ek daar deurloop, dan sê ek, jo Here, U sien mos, U sien tog wat ek doen vir die evangelie. En die eerste kar wat ek kry is so 'n Mercedes. Hy's netjies, moenie 'n fout maak nie, daar's net 'n klein foutjie op hom. En ek murmureer, soos om Koenal sê, hou op murmureer. Nou ek murmureer, ek is moeg geloop man. Magtig, dis nie met my knieë vandag so klaar nie. Ek het moeg geloop. Ek sê, Here, almal kry karre. Hoor verkerm. Almal kry karre, maar halwe ek. Wat is dan nou fout met my? Ek haat fietsry, so dan sal ek maar loop. En die Here bless my met daai groen Mercedes, sulke wit leer seats. En ek het hom net mooi reg gemaak, was 'n klein foutjie op sy radkas. Eers het ek ry met style in Keetmanshoop rond. Seker vir 2 weke. Ek sê man, hier kom 'n vriend van my wat ook in die evangelie is. En die Baljoe het ook sy goed alles afgevat. Ek het myne ook, ek het nou 'n Mercedes gekry. So ek voel weer ryk, ek sê dan op geleende bed of wat ook, ek het my eie Mercedes. En hy kom en ek sal nooit daai dag vergeet. Staan ek Keetmanshoop vind maar in die deur. En hier kom hierdie man, 'n evangelis, kosbare man van God. Ook net tot bekering in die Baljoe alles kom vat. Van 'n skatryk man. Skatryk man. Jy sien, as ons by die Here kom, is dit baie keer nodig om alles te verloor, om Jesus te vind. Amen. Prys die Here daarvoor. En terwyl hy praat, sê die Gees van die Here vir my, wie my stem, as 'n mens so saam met die Here wandel, en jy gaan deur moeilike goed, dan is jou gees sensitief vir sy stem. En die Gees van die Here sê vir my, daai Mercedes wat jy nou so in vaskyk, dis nie jou, ek wil net vir jou gewys het. Ek sal vir jou een gee op my tyd. Saai daai Mercedes. Kyk, nou murmureer ek. Nou se omstande. Jo, Here, ek het nou wieder gepraat oor my velskoene. Hoe gaan dit nou lyk? Ek het al reeds begin breek in die dorp. Dis my Mercedes daai. En nou sê Jesaja, hier is my vriend,
Daar is ek weer Op die plakkie. op die plek. En dis wat die Here, Amen. daai woorde van pastoor Barry Burger sal ek nooit vergeet. Die ek moet eers sterf. Toe die ek sterf, toe saai die Here. Hy sê hierso, want nou gaan ek verheerlik word. Dis wat in die bovertrek gebeur. Dis wat in die bovertrek gebeur. Dit maak my opgewonde, terwyl ek gewag het in die bovertrek, terwyl ek gewag het op die Here vir sy tyd as renperd, man. Toe gebeur hierdie dinge, dit het klaar gebeur. Dis net vir die regte tyd in die bovertrek om te gebeur, net om te wag op die Here. En as die Here sê, yes, dan laat loop hy, man. En daar in die bovertrek sit hierdie disippels, man, hulle is opgewonde. Verstaan wat daar iets gebeur. In hierdie bovertrek het God hulle vernuwe. Daar het iets gebeur in hulle lewe. Hulle lewens het gechange, man. Hulle is opgewonde. Want wat jy sien, en toe Jesus die vertrek en die Gees van God die vertrek instap, toe begin praat hulle sommer ander tale. Dis die wonderwerke. Toe die Gees van die Here instap, toe brand daar vuur in hulle bo op hulle koppe. Dis die Gees van die Here. Want die Gees van die Here is vuur. Toe ons moet uit hierdie gevrektheid uitkom. Die Here is vuur, man. Maar vuur is brandend. Hy brand al die gemorses wat 2 Timoteus 3 sê. In 'n huis is daar erware en goud en silwer, maar daar is ook 'n klomp gemors soos hout en al hierdie goed. En hierdie goed moet uitgebrand word, man. Dit moet uitgebrand word. Dis wat die vuur doen. En want ons moet eendag as die basyn blaas en Jesus kom, want hy sê ek het vir julle 'n plekkie voorberei, maar ek is op pad. Wie hoe lekker is dit om te kan weet in my hart, want Jesus, die Gees van God, hy sê ek los julle nie soos 'n weeskind hierdie man. Het jy gehoor? Hoor jy wat sê die Here? Ek los jou nie as 'n weeskind hier. Wat het 'n weeskind? Niksie. Is baie van ons wat het 'n wees is vanmôre. Wat het jy? Jy het nie eens 'n ouerhuis waarin jy werklik kan van vashou nie. Jy het net Jesus Christus. Baie van ons wat hier in die wêreld alles verloor het ook. Jy het miskien ouers, maar jy het ook jou ouers nie, Maar hoe voel jy? Jy voel soos 'n weeskind. Ja, as jy die Here Jesus aangeneem het in jou lewe, hoe voel jy? Jy voel soos 'n weeskind, want ook die familie verstoot jou. Mense verstoot jou, vriende verstoot jou, so jy so voel soos 'n weeskind. En daarom sê die Here Jesus vir sy disippels, ek sal julle nie wees agterlaat nie. Verstaan, want hulle het saam met die Here geloop. Hulle het hierdie wonderwerke gesien. Hulle het hierdie kragtige dade gesien. Hulle het sy liefde ervaar in 'n wêreld wat die Romeine hulle verdruk en seermaak. En soos 'n vark laat voel. En hier staan hulle in die teenwoordigheid van die Here. En hulle beweeg elke oomblik in hierdie liefde en hierdie vrede. Sal jy nie ook bang raak as die Here sê ek moet klaarmaak? Dis die probleem wat daar ontstaan het in die bovertrek. Die nommer 1 bovertrek, nie die tweede een nie. Jy sien in hierdie eerste bovertrek het die Here Jesus gesit met hierdie nagmaal en hy kom wys vir hulle sekere dinge. Mense, dis waar baie van ons nog sit, is in die eerste bovertrek. Dis waar die spanning en die probleme begin kom. Want dis daar in hierdie bovertrek wat Jesus sy disippels se voete gewas het en vir hulle gewys het wat nederigheid is. Jy hoef nie jou sê te sê nie. Hou jou mond. Moenie 'n dwaas antwoord na sy sot het soos ek laas Sondag gesê het nie. Ons hoef nie. Op jou knieë nederigheid voor die Here, man. Dis wat hy daar, hy sê kom ek was julle voete. En toe Petrus besef wat God eintlik bedoel hiermee, toe sê hy was my heel Here. En ons moet uitroep vanmôre, as ons sukkel met dinge in ons lewe, Here was my heel, nie net my voete nie. Was heel eers hierdie blerrie ding, hierdie norp. Hierdie probleem. Was ons. Laat hy regkom. Spoel hom uit, goeie Here, sommer baie mooi. Jy sien dis, ons loop met ons harte vol sonde. God het Petrus se ding geken, daar in die eerste bovertrek. Hy het geweet, Petrus, jy perkie, loop met verkeerde agendas nog in jou hart. Kom ons haal Petrus se naam vanmôre.
Kom ons haal hom uit en ons sit daar ons naam in. Is ons agendas en ons harte en ons gedagtes vanmôre suiwer voor God? Met watse valse agenda probeer jy in die tweede bovertrek inkom? Suiwer jou hart. Amen. Prys die Here vir 'n eerste bovertrek, want dis waar jy gereed gemaak word vir die tweede bovertrek. Hier in hierdie eerste bovertrek word jy getig as kind. Jy word opgevoed. Jy sien Paksla het uit die skool uitgegaan. Net so mag Paksla nie meer in die kerk wees. Net so wil ons vir God aanvat as hy ons tig. Ek prys die Here vir tigting elke dag. Elke dag. Want dit maak dat ek kwalifiseer vir die tweede bovertrek. Want daar die belofte wat daar in die tweede bovertrek. Verstaan jy wat? Ons moet deur hierdie eerste ene kom, ons moet getig word, ons moet geleer word, ons harte moet suiwer gemaak word voor die Here. Ons gedagtes moet suiwer gemaak word voor die Here. Want die Here sê mens as jou hart nie veroordeel nie. Verstaan jy wat? Ons moet in die allerheiligste instap wat Tinus vanmôre gesê. Wat weet jy wat het in haar lewe gebeur? Wat het in ons lewe gebeur waarom van die Here vandag is? Jy sien, daar het in die eerste bovertrek het daar iets gebeur. Ek was bereid gewees, Ons moet bereid wees dat die Gees van die Here, dat Jesus ons suiwer in hierdie eerste bovertrek. Verstaan jy? Moenie, jy sien, hulle agenda, hulle gedagtes was, omdat hier verdrukking gewees het, dat Jesus het gekom om hulle vry te maak, want hulle sien net die wonderwerke, hulle sien al hierdie mooie en hierdie pragtige dinge, en hulle dog, ons koning het gekom, nou gaan hierdie Romeine daar 'n moeilikheid kry. En daar gebeur dit nie. Want hulle dog Jesus gaan sy koninkryk kom bou hier op die aarde. Hy sê nee, ek kom berei julle net voor. Wie ek sit en dink sommer nou. Het jy gedink toe Jesus teruggaan met die hemelvaart en hy kom daar in die hemel aan? Ek dink die klomp engele is vreeslik opgewonde. Ek weet hulle is opgewonde. Ek weet hulle is opgewonde. Want die een wat hulle ook lief het, is ook nou terug in hulle teenwoordigheid. En ek glo daar's vrae gevra en wat het gebeur, Here? Verstaan, dis maar my mindset. Ek sê nie dit staan in die Bybel. Ek moet nou sê ek skryf alweer 'n nuwe Bybel. Dis maar net iets. Ek leef. Ek is maar partykeer so 'n dromer. Yes. Verstaan jy? So ek glo daar's vrae. Here, hoe was dit daar? Is daar duisende siele tot bekering gekom? Vertel ons meer. Wat 'n skokkende woorde moes die Here Jesus deurgegee het? Nee. Daar het nie duisende en duisende tot bekering gekom. Net 'n handjievol disippels en nog so 'n paar andertjies. Here, is U ernstig? Het hulle U nooit ontmoet nie? Ja, hulle het nie. Tot vandag toe is 'n handjievol wat waarlik Jesus Christus met hulle hele hart en siel lief, praat van godsdienstige gemors. Daar is drek goede man, dis drek. Dis goed wat verwerp word uit 'n kerk, het godsdienstige gemors, dis 'n demoon. Ek praat van ware aanbidders. Werklik, dis 'n handjievol. Ons het Jesus ontmoet. Mense, ons wil in die bovertrek en hierdie tweede een kom. Laat toe dat jy gevorm word in die eerste een. Waar die Here gesê het, ek is hier om te kom dien, nie om gedien te word. 'n voorbeeld. Ons moet hom vandag dien. Maar hy kom wys vir ons, kom dien. Ag, die ander een, altyd hoër as jouself. Nee, ek sal nog baie goeders, maar hierdie twee goed, nou hy. Ag, die ander een hoër as jouself. Gee eerder as om te ontvang. Nee, my beurs is nou aan homself leeg. Nee. My koskas is aan homself leeg. Middelaar mentaliteit. Daai eerste bovertrek, dat God jou vernuwe en jou gereed kry vir die tweede. En as hy sê, ek kom terug, dan weet jy, hy kom terug.
Hy sal terugkom. Maar ek het hom ontmoet. Ek weet nou wie hy is. Hy kom terug. Wat sê Hebreërs 11 vers 1? Hy sê ons glo in die dinge wat ons nog nie gesien het. Ek weet hy sal kom, want hy het dit in my hart gesê. En ek is in so 'n verhouding dat ek weet hy sal terugkom. Amen. Kom ons sluit ons oë. Vader, ons verheerlik U op hierdie kosbare dag. Hierdie wonderlike dag van 'n groot belofte. Ek maak vir julle 'n plekkie. Maar ek sal julle nie wees agterlos nie. O Here, dankie. Dankie o Heilige Gees. Dat U in ons midde wandel. Dat U daar is vir ons. In die lekker tye wil U deel wees. In die moeilike tye wil U deel wees. U is ons oggend en aand. Soos die woord sê, U is ons alfa en U is ons omega, Here. Dankie o Heilige Gees dat U ons elke dag in hierdie eerste bovertrek, dat U ons gereed maak as daar dinge in ons lewe is wat nie reg is nie. Sodat ons gereed kan wees in afwagting. Ja, in afwagting vir die koning van die konings, om ons te kom bevry van die Romeinse ryk van hierdie wêreld. Om ons los te maak van hierdie juk van hierdie wêreld. Want ons het in elk geval oorgegaan in die juk van Jesus. En hy sê, my juk is nie swaar. My juk is nie swaar nie. My juk sê, prys God. My juk sê, vat die blye boodskap in 'n donker wêreld in. Dis lig, dis kosbaar. Jo Here, dankie dat U ons vanmôre polisverkopers gemaak het, Here. Lewenspolisse verkoop vanmôre, Here. Ja, polisse om te kan sê, hey, man, as jy hier klaar maak, wag daar iets beter vir jou. Here, dit maak ons opgewonde vanmôre, Here. Dit maak so 'n dag soos vandag, Here. Ek prys U vir Hemelvaart, want ek weet, daar moet nog net een ding gebeur, en dis Jesus wat kom. O Here, daar waar U op die Olyfberg gaan kom staan, en Here, wat ons saam met U sal weggevat word, uit hierdie gebroke wêreld uit, maar tot tyd en wyle ons hier is, Here, dat ons vir mense sal vertel, daar is 'n Jesus, in die kettinge wat jy in vassit. Miskien is dit verslawing, Here. Miskien is dit finansiële. Ek weet nie, daar soveel ou gemors, Here. Maak nie saak, ja, daar's kort 'n ding wat jou in kettinge wil sit, om dit vanmôre net na die eerste verboorvertrek te bring en te sê, Here, kom was my hele liggaam, nie net my voete nie, kom was my heel, Here. Ek wil vry kom van hierdie kettinge. Ek wil vanmôre in die tweede boorvertrek. Ek wil daar waar U 'n belofte gemaak het, sê, hey man, wag vir die Heilige Gees van God. Wag, want dis die een wat die vuur in jou. O Here, ek weet ook Petrus was nog bietjie huiwerig om die evangelie, maar toe hy hierdie tweede boorvertrek uitstap, toe die Heilige Gees gedoop is met die Heilige Gees, Here, toe daar die vuur in hom begin brand, toe's daar niks wat hierdie manne keer nie. Toe's daar niks wat hierdie disippels keer nie. Geen Romeinse ryk keer niemand nie. Here, en ook vandag as ons met daardie vuur in ons lewe loop, Here, as daardie vuur begin brand in jou lewe, Here, dan sal daar niks wees wat ons sal keer nie. Ek sal nie skaam wees vir mense nie. Ek sal nie skaam wees vir woorde nie. Ek sal nie skaam wees en bang wees vir verdrukking nie, want die vuur dryf my. Die vuur hier binnekant, Here, want hierdie vuur sê, red siele, die tyd het aangebreek, red siele, Here, ons is te besig met wêreldse gemors, my God. Ons is te besig om vir ons tempels te bou op hierdie aarde, my Here. Ons is te besig om by mekaar te maak wat mot en roes verniel, Here. En ons fokus is op hierdie wêreld, asof ons permanent hier gaan bly. Ons vergeet dat jy sê, tent wonings, julle bly in 'n tent. Hierdie ding gaan verwoes word. Here, ek bid vir ons gemeente, ek bid vir ons dorp, ek bid daar vir NG Kerk, ek bid vir ons Follies en AGS, waar ook, ek bid vir ons dorp, ek bid vir ons land, my God, hierdie rasisme ding in hierdie land van ons, Here, dat hy sal gebreek word. Die groot ding van Suid-Afrika is omdat ons nie Jesus ken nie.
Ons weet nie wat die liefde van God is nie. Ons is wat 'n godsdienst demoon is in hierdie Suid-Afrika, Here. En dit verwerp mense. Dit hou kosbare kinders van die Here uitmekaar uit. Die sluier wat voor mense se oë is, mag U dit breek vanmôre, Here. En hierdie grootste sluier in hierdie land is rasisme, Here. Want die Satan sweep op en hy wil moord en roof en doodmaak in albei kante se harte, Here. Maar ons het nog nie Jesus ontmoet nie, want ons gaan elke Sondag kerk toe net om gesien te word en in jou eie gedagtes en jou eie dinge te regverdig vanmôre, Here. O Here, mag U ons oë oopmaak vanmôre, my God. Daar moet nie net 'n handjievol wees as U terugkom, Here. O Here, daar moet stede vol wees. Daar moet lande vol wees. Here, dis ons gebed. Dis ons gebed vanmôre, my God. En ek bid vir ons gemeentes in hierdie dorp dat U disippels sal oprig. Wat nie eie belange soek nie, maar die belange van ons Vader, soos wat U vir ons voorbeeld gewys het. Elke keer in stilte tyd, Vader, wat wil U hê moet ek doen? U het nooit U eie belange gesoek nie. En U is ook God. Johannes 1 sê die woord was van die begin en hy is nog altyd daar. En hy sal altyd daar wees. En die woord gaan terugkom en hy gaan kom haal wat aan hom behoort. O, prys U. O, ek dank U, Here, vir so 'n wonderlike oomblik wat ons net U naam kan verheerlik. En ons bid dit vanmôre in Jesus naam. Amen. Amen. Kom ons staan en ons sing lekker saam. Of kom ons sal ons miskien geleentheid gee as daar nog iemand is. Ons moet sê haastig, as jy bietjie haastig is dit oral, maar anders kom ons gee so geleentheid as daar nog iemand is. Al wil jy net 'n gebed kom doen, al wil jy net 'n kort getuienis hê. Miskien is dit vandag vir jou net so 'n groot dag, hè? Dis vir my is dit 'n groot dag. Ek praat met my spoeg lankal opgedroog. En dit is my lekker dag is. Amen. Ek is al so vraatsig na sulke dae. Prys teenoor om ietsie deel, enige tyd. Dan nog iemand is, man, kom, laat ons mekaar inspireer. Amen, prys die Here. Nou, ek kan nie vanmôre sit nie, as so 'n geleentheid aan my gebied word nie. Want ek weet wat dit was, die dag toe die Here my lewe kom red het. Die ou Eddie Forbes gesterf het, en 'n nuwe een was gebore. Ek sê altyd toe ons kinders was, het ons ouers gesê, daar's twee stemme. Die een sê, moenie so maak nie. Die ander een sê, maak so. Nou ons het so gemaak, want maak so is lekker. Moenie so maak nie, was nie so lekker nie. En die dag toe die Here my siel kom red, was 'n rooi lekker dag. Dit was 'n Vrydag soos enige ander Vrydag. Maar ek het nie geweet 'n ontmoeting met Jesus en jou lewe is nooit meer dieselfde nie. Daardie dag toe gee ek nie om wie my sien, wie my hoor nie. Want ek het Jesus in my lewe. En my sonde het afgeval. Ek het gevoel, hier het iets in my binneste gebeur. En ek moet dit vir ander vertel. En ek het gegaan en gesê, Jesus red, hy verlos man. Neem Jesus aan. Hy is jou enigste saligmaker uit sonde. Daar is net een weg na die hemel en dis deur Jesus Christus. En soos pastoor gesê het, hy laat jou nie as wese agter nie. Ek het my gees vir julle nagelaat. We are aliens just passing by this earth. We are on our way to heaven. Amen. En as jy daar wil uitkom, het jy ons gehoor elke dag wat jy moet doen. Jy moet die ou mens aflê. Paulus sê, julle sal altyd die stryd hê, die vlees en die gees. Die vlees bedink die dinge van die wêreld, maar die gees bedink die dinge wat daar bo is. Amen. En daarom wil ek u vanmôre bemoedig. Moenie dat geleenthede by u verbygaan nie. As u voel vanmôre, die gees van die Here het pastoor magtiglik gebruik. Ons sien hoe opgewonde raak het. Dis 'n blydskap wat geen geld kan koop nie. Wat die wêreld jou nie kan bied nie. Dit gee die Here vir jou. En daarom wil ek u vanmôre bemoedig. Maak klaar om die God te ontmoet. Ons ken nie vir môre nie, maar ons ken vir nou.
En daarom sê die woord van die Here, nou as jy my woord hoor, verhard jou hart nie. Maak 'n besluit met Jesus. Daar is baie vir wie dit te laat geword het. Maar ek en u het nog die geleentheid vandag. As u hom nog nie aangeneem het nie, dan is u lewe te vergeefs. Dan bestaan jy maar net op aarde omdat jy bestaansreg het. Jy lewe as jy Jesus in jou lewe het. Want hy sê, ek is die weg, die waarheid en die lewe. Niemand kom na die Vader behalwe deur my nie. Amen. Prys die Here. Halleluja. Willem Koen, En ek sou nie hier staan. dink jy wat daar staan? Daar was 'n man gewees. Hy het was in die poskantoor en hy het so afgeklim en hy het ervaar hy's alleen. Jesus is nie meer by hom nie. Ek en u weet ons besef nie elke dag of ons hom waarlik ken of nie waarlik ken nie. Ons is in sy teenwoordigheid. Ons is naby elke een wat hy geskaap het. En hy sê hy het na die pastoor toe gegaan en die pastoor het hom nie weg tot saligheid gelei. En hy sê niks. En hy het na die dominee toe gegaan en die dominee het alles aan hom verduidelik, net soos wat die vorige persoon verduidelik het. Niks gebeur. Hy sê en hy het gaan sit en dink. Hoeveel keer het hy in die kerk gesit en het daar uitnodiging gekom? En hy het gesê, later, ek is nog bietjie jong. En dan het hy uitnodiging kom by 'n ander geleentheid en hy het gesê, nee, ek sien nou nie kans om alles af te lê en net vir die Here te lewe nie. Ek wil nog die lewe geniet. En hy sê, hy besef, God is nie meer daar nie. Want die stem van God het elke keer verder die uitnodiging en stiller geword. Presies soos hy gesê het. Jy hoor ek nou nie meer nie. Jy hoor nie meer later God se stem nie. Dit word net stiller en stiller en stiller. En so het sy suster hom gekry met hierdie brief, waar hy homself vergas het in sy motor, omdat hy gesê het, die lewe is vir my niks nie, sonder God in God se teenwoordigheid. So, laat ons vandag besef, ons hoor die woord, duidelik in ons gees, diep in ons gees, en dit word stiller soms en verder. Mag niemand van ons wat vandag in hierdie kerk sit, in hierdie gebou sit, hier uitgaan en sê, ek het nie gehoor nie, en ek, so kom, maak reg met Jesus as hy weer klop, want hy sê, ek staan by die deur en ek klop. As jy my stem hoor, as elkeen van ons nog vandag God se stem hoor, praat hy nog met ons? Is hy nog naby ons? Neem hom aan. Moenie uitgaan nie, die dood is net 'n asemteug ver. Waar gaan ons oë oopmaak? Amen. Amen. Vader, U praat nie altyd direk met ons, maar U kom en U stuur U kind om met ons te praat. Sal ons dit hoor, sal ons dit verstaan.
Dankie Vader dat sy gekom het en vir my gevra het. Bid vir my familie. Wat 'n groot verantwoordelikheid om voor God die Heilige Gees te kan intree en deur sy krag gelei te kan word, om verander te kan bid. Heilig, heilig is u naam, Vader, op alle name. Dankie Vader dat u hierdie familie sien, wat ek voor moet bid. Kom God Heilige Gees en praat met elkeen van hulle, dat hulle kan hoor en kan verstaan wie u is. Ek is die weg. Dankie Vader dat ek kan bid vir die gemeente. U weet ek het vanoggend vroeg al gebid, Vader, dat u ons vanmôre sal seën op 'n baie besonderse wyse. En dankie dat u dit gedoen het. Dankie dat u die spreker geword het en dat ons kon luister. Groot en heilig en almagtig is u naam. Die naam voor wie elke knie sal buig en elke tong sal bely dat Jesus Christus ons koning en verlosser is. Amen. Kom ons staan en dan sing ons lekker saam. Ons Vader, ons sê vir U dankie vir die wonderlike voorreg wat ons weer gehad het om na U woord te kom luister. Dankie Here dat U in ons teenwoordigheid was vanmôre. Here, gaan met ons daar waar ons sal beweeg vandag. Wil U gee Here dat ons elkeen daar buite sal spreek oor wat vanmôre in ons midde gebeur het. Here, dankie vir U seën op ons lewe. U naam se wil. Amen. Amen. Annelie, laat die vure val daar by en gekerk en die hele nog getuig geloop die dinge daar. Dis warm. Amen, daar's lekker koffie en tee na die tyd. Ek glo diep in my hart
Terwyl ek die